Goeiemôre gemeente. Ek nou gehoor dat Henry toe ek inkom sê, liewe hemel, ek wil net vir Henry sê, dit is dieselfde firma, maar ek is nie van hoofkantoor nie, hoor. Ek is hier van die plaaslike ouens, maar dis ook goed. Ek wil vandag die volgende afkondigings net uitlig voordat ons spoed vang. Almal van julle wat hierdie week verjaar, baie geluk met julle verjaarsdag. Ons hoop dis julle beste een ooit. Dit sal toch goed wees as dit 'n lekker een vir jou en jou familie is. En dan is daar 2 spesiale verjaarsdae. Melies Boshoff en Egbert Kotse is hulle in die kerk vanmôre. Ok, dan is die 2 sigstokkies up for grabs, as iemand het wil hê na die tyd. Maar dit dan wat die verjaarsdae betref, dan op die gebedslys is daar een naam wat bykom wat nie verlede week daarop was nie, en dis Dawie Greiling. Dawie is in die hospitaal, kom ons dink ook aan hom, saam met die ander lidmate. En dan, broers en susters, is daar 2 beriggies wat van Klipkerk afkom. Die eerste is die Wêreldbiddag vir vroue, Vrydag die 6de Maart, 8:00 die oggend. So neem asseblief kennis, ons kerkkantoor sal eers na die afloop van die Wêreldbiddag vir vroue diens oop wees, sodat ons dames die geleentheid het om ook die Wêreldbiddag te gaan bywoon. Dit is immers hoe dit hoort, dink ek. En dan het ook by die Klipkerk is die jubilate musiek, pik en proe kuieroggend. Maar dis die jubilate musiekoggend met 'n en pik en proe. Dis jy moet nie die musiek kom pik en proe nie. Daar's kos wat gepik en proe moet word. Maar dis net vir senior lidmate en hulle vra dat julle asseblief sal reageer of sal RSVP voor die 23ste Februarie by die Klipkerk om net daar te sê of julle gaan bywoon of nie. Want jy seker nie te sê as jy nie gaan bywoon nie, hulle sal graag wil weet as jy gaan bywoon. Ken die storie van die ou wat gesê het, die advertensie gelees oor die jagtog. Toe sê hulle, maar dit moet 'n ou wees wat baie lief is vir kos maak, en hy moet daarvan hou om 'n bietjie rugby te gesels om die vuur, en hy moet daarom 'n bier kan gebruik, en hy moet dan lief wees vir jag, en self kan vleis werk en slag. En hy kry hierdie oproep, en die ou aan die ander kant sê van, ek bel net oor die oproep. Hy sê, bakgat, hy sê, hou jy van so 'n vuurtjie kuier? Nee, sê hy haat vuur, en hy reuk van die hout, dit is nie vir hom lekker nie. Sê, nee, dis jammer. Hy sê, maar jy vat dan 'n biertjie? Nee, sê hy glad nie, hy doen dit glad nie. Hy sê, ok, hou jy dan van rugby gesels om terwyl ons so saam kyk? Nee, sê hy, dis 'n simple game, net hooligans wat dit speel. En hy sê, nou, ok, jag jy daarin? Hy sê, nee, glad nie, dit voel vir hom soos moord. Hy sê, weet jy, nou kom bel jy? Hy sê, nee, ek bel net om te sê, ek sal nie kan saamgaan nie. Nou, jy moet nie bel en sê, jy gaan nie saamgaan nie, laat weet net as jy saamgaan, dit sal, dink ek, die ding kan doen. Dan lyk dit vir my, as ek deur die afkondigings, broers en susters, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Dit was donker op die aarde. En toe het God se teenwoordigheid dit lig gemaak. Daar is nou ook donkerte op die aarde. Maar die Here is ons lig. Sy magtige teenwoordigheid verdryf die duisternis. Mense sal opkyk na ons, omdat die lig vir ons aangebreek het. Amen. Broers en susters, genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons lofsang, is daar 2 liedere, O Leidsman Gees van waarheid, en dan Jesus roep my vir 'n sonstraal. Kom ons sing dit as lofliedere tot eer van die Here.
George, ons kan hierdie nou maar ons weervoorspelling liedjie maak. Hier was helder skynende sonstrale, hier en daar bewolk en hier en daar totally donderbuie. So, ek dink dit kan werk. Broers en susters, ons gaan oor die woord van die Here nadink uit Matteus 5 vers 13 tot 16 volgend. Maar voordat ons uit sy woord lees, kom ons vra dat die Here self die een sal wees wat hierdie diens sal lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons mag U Vader noem, omdat U ons in Jesus U kinders gemaak het. Omdat U ons U kinders gemaak het, val ons in by U huisreëls, Here. En om te kan inval by U huisreëls, moet ons hoor wat U van ons vra. Dankie dat ons daarom U woord het. Dankie dat ons daarom U woord mag oopmaak en U stem daaruit mag hoor. Ons wil vra dat ons vanoggend bewus sal wees van U teenwoordigheid, dat U deur die Gees hier sal wees, sodat U deur U Gees vir ons sal kom wys hoe U wil hê ons moet lewe, omdat ons U kinders is. Here, kom maak dit lig in ons harte, so lig dat ons nie anders kan as om ook lig vir ander mense te wees nie. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ek lees uit Matteus 5 vers 13 tot 16 uit die boodskap uit. Die opskrif hier is Christene se taak in die wêreld. Nou broers en susters, ek dink julle weet, die oorspronklike Grieks vir 'n taak is doodgewoon 'n taak in Afrikaans. Dit beteken Christene het 'n werk. Die opskrif sê dit al klaar vir ons. Nou hoe lyk hierdie werk? Julle is sout wat smaak moet gee aan hierdie smaaklose wêreld waarin almal in sonde leef. As julle dit nie doen nie, beteken julle net mooi niks vir God nie. Dan kan hy julle net sowel op die ashoop weggooi. Julle is 'n lig vir die donker wêreld rondom julle. Almal moet kan sien dat julle glo. Julle geloof moet net so sigbaar wees soos 'n stad wat hoog bo op 'n berg gebou is. Geen mens sit 'n lig aan en gaan steek dit dan onder 'n bed weg nie. Nee, 'n lig word in die middel van 'n vertrek neergesit sodat almal kan sien wat om hulle aangaan. Dit is presies wat julle ook moet doen. Moenie iewers in die donker gaan wegkruip nie. Julle moet soos lig in hierdie pikdonker wêreld skyn. Ander mense moet uit julle woorde en dade sien dat julle God van harte dien. Dan sal hulle sê dat God regtig 'n groot en goeie God is. So word julle hemelse Vader se naam regtig groot gemaak. Ons toenaderingslied is lied 510, Genade onbeskryflik groot.
Broers en susters, die bekende uitspraak van Jesus oor sout en lig is deel van die bergpredikasie. Julle sal onthou so 'n paar jaar terug toe ons die bergpredikasie as 'n reeks gedoen. Maar wat by die bergpredikasie gebeur het, is Jesus sit op daar teen die berg en dan begin hy en hy onderrig sy disippels. Eers net hierdie 12 manne wat hier rondom ons sit en hy vertel vir hulle van God se koninkryk. En dan as dit sommer vinnig is dit 'n hele skare wat rondom hom sit, soos wat mense ook kom sit en sê, maar ek wil graag ook weet. En dan verduidelik Jesus die grondbeginsels van die nuwe lewe wat deur sy koms ingelei is. Jy moet iets van die Jode verstaan as jy kyk na hoe hulle teenoor Jesus optree. Spesifiek die Jode, natuurlik die ander volke ook, maar hier spesifiek die Jode wat die volk van God is. God beloof daar kom vir julle 'n Messias. En dan kry hulle hierdie Messias in Jesus Christus en dan kom sê Jesus vir hulle, hy sê 'n klomp dinge werk nou anders. En hulle sê ons verstaan dit nie. En Jesus sê nee, ek sal dit vir julle verduidelik, want die reëls in die ou tyd, in die Ou Testamentiese tyd, was reëls gewees wat vooruitkyk na 'n Messias wat kom. Die reëls in 'n na Jesus tyd kyk terug na 'n Messias wat reeds gekom het. En 'n klomp van hulle sê toe, dis lekker Here, so die reëls geld nie meer nie. Jesus sê nee, die reëls geld juis nog. Maar hierdie reëls is nagekom. En ek dink ons moet as Christene net onthou, die reëls geld nog, maar dit lyk nou anders. Jy hoef nie weer sekere dinge te doen. Die Hebreërs Bybelstudie ouens sal vir julle kan sê dat die offers lyk totaal anders na Christus as voor Christus. Want die finale offer is geoffer. So nou kom Jesus en hy sê, ek wil vir julle verduidelik hoe dit nou moet wees. Net soos wat God aan Moses op die berg Sinai die 10 gebooie gegee het, kom Jesus op hierdie berg en hy sit en hy sê vir sy disippels, en hier is die nuwe reëls. Hier is hoe ons dit moet doen. En hulle sê vir hom, Here, maar waaroor gaan hierdie nuwe koninkryk? Here, wat beteken dit om gered te wees? Wat beteken dit om Christen te wees in ons taal? En dan sê Jesus vir hulle, dit gaan daaroor om afhanklik van God te lewe. Dit gaan daaroor om te treur oor die gebrokenheid van hierdie wêreld. Dit gaan daaroor om hartseer te wees, nie woedend en dikbek in hierdie wêreld is 'n gemors nie, maar om te huil oor 'n stuk in die wêreld, soos wat Jesus gehuil het toe hy na Jerusalem afkyk, en hy huil oor hierdie stad, en sê, maar dit is so stikkend. Dis om met sagte oë na ander te kyk. Dis om op te staan vir wat reg is, en nie te verdra wat verkeerd is nie. Dis om deernis te hê, dis om 'n vredemaker te wees, om opreg te wees, om bereid te wees om swaar te kry terwille van dit wat goed en reg is. En om dit alles met blydskap te doen. As jy nou die hele bergpredikasie gaan deurlees, sal jy sien hier is nou 'n opsomming daarvan gewees. So lyk die lewe van volgelinge van Jesus Christus. En dan som Jesus hierdie hele storie op. Hierdie hele bergpredikasie som hy op met die woorde, julle is die sout vir die aarde, en julle is die lig vir die wêreld. Dis wat dit beteken om as 'n burger van God se koninkryk te leef. Broers en susters, kom ek sê dit oor God dit wil sê, oor sy woord dit sê. Moenie vir jouself lieg oor jou Christendom as mense nie dit in jou lewe kan sien nie. As iemand jy moet vra vir jou Christen is, moet jy weet, daar is 'n hengse harde werk vir jou voor. Want dan sê jy reeds nie een nie. Want as mense dit nie kan sien nie, dink jy regtig dat daar undercover agente vir Christus is? Dink jy regtig daar is 'n geheime diens vir God? Hier in die donker. Nee, dit kan nie, want Jesus is lig. Jy kan hom in die donker probeer wegsteek, dit gaan nie werk nie. Het jy al gesien, 'n vuurvliegie se liggie word nie donker oor hy in die nag invlieg nie. Hy staan uit. Hy bring die lig. Hy maak dit lig. Jy kan nie lig in die donker gaan wegsteek nie. As jy 'n kind van God is, dan leef jy as sout vir die aarde en as lig vir hierdie wêreld. Sout kom uit die aarde, maar dis ook onontbeerlik vir lewe in en op die aarde.
So, sout is nie net, ons is nie net sout van die aarde nie, ons moet ook sout wees vir die aarde. Sout, soos Jesus se disippels en almal wat geluister het, goed behoort te verstaan het, dien as 'n preserveermiddel, dit keer verrotting. Nou, wat 'n boerseun weet nou nie van sout en vleis wat biltong word nie. Ons weet dit keer vrot. As sout vrot keer, en jy is sout vir die wêreld, hoe kan dit vrot wees waar jy verby gegaan het? Sien, sout reinig, dit bring heling, dit gee smaak, sonder sout is kos laf. Maar sout was ook 'n betaalmiddel in die tyd waarin Jesus gepraat het, het mense met sout betaal. Daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, jy moet jou sout werd wees, wat beteken, jy moet die job so goed doen dat jy betaal kan word daarvoor. Dis die ou teorie van jy word betaal vir dit wat jy gedoen het. So, hy sê, sout is ook 'n belangrike deel van offerandes. As jy lees in die Bybelse tyd, die voorskrifte vir offers, is daar baie offers waar daar sout moes bygesit geword het, sodat hierdie offer volmaak kan wees. Sout, dit is ook 'n godsdienstige betekenis, 'n offer aan God. Maar nou sou iets snaaks wat met sout gebeur. Ek het al kos gesien wat jy na die tyd die sout weer kan afkrap, maar dit beteken is na die tyd opgegooi en bygegooi, klink beter in hierdie sin sekerlik. Gewoonlik word sout deel van hierdie dis. As jy die sout in die rys gegooi het, die vroeg in die partytjie, kan jy nie later weer die sout uithaal nie. Daar's ander triks wat hulle doen om dit dan te doen, maar moenie worry daaroor nie. Sout word opgelos, sout raak weg om iets anders te bewaar. Sout raak weg om iets skoon te maak. Sout raak weg om iets smaak te gee. Sout gee homself in ruil vir 'n effek wat hy wil kry. Simbolies is daar 'n betekenis van selfprysgawe, terwille van by sout. En dan as dit 'n offer aan God is, dan beteken dit ek sal sout wees terwille van God. So moet ons lewe tussen ander mense wees. Dit moet gaan oor God se koninkryk. Dit moet altyd gaan oor God se koninkryk. Waarvoor anders kan ons lewe gaan? As jou lewe nie oor God gaan nie, waaroor gaan dit? Wat is belangriker as dit? Deel dit met ons, dalk mis ek iets. En as dit oor God gaan, hoekom sukkel ons so om te doen wat God vra? Hoekom is ons nie sout nie? As 'n belangrike ding om hier raak te sien, Jesus sê nie hier, hy gee nie 'n opdrag aan sy disippels en sy volgelinge en sê, julle moet sout wees nie. Hy sê, julle is sout. Here, ek verstaan dit nie. Hoe meen hy nou? Jesus meen, dit is die identiteit van kinders van God. Jy kan nie God se kind wees sonder om baie, baie dankbaar te wees vir wat hy vir jou gedoen het nie. Om selfs te sê, Here, kyk hoe maak die wêreld met my. Dankie tog, U is anders. Ons hou daarvan om te sê, Here, kyk hoe maak hulle alweer met my. Ons kom nie by die punt uit waar ons sê, maar Here, eintlik is ek nog steeds bederf deur dit wat U aan my doen nie. Dit wat U vir my doen nie. Sê, as jy sout wil wees, dan is dit terwille van God. En terwille van die feit dat jy in God is. Jy hoef nie iets te word nie, jy is in God. En God is smaakvol. Hy gaan net nou dieselfde doen met die lig. Gaan Jesus nie sê, julle moet lig wees nie, hy sê, julle is lig. Want julle is in my en ek is die lig vir die wêreld. Jy sien, al wat ek en jy kan doen is om ophou om sout te wees. Want sout wees is, as jy 'n kind van God is dit jou identiteit. Jy moet kies om dit nie te wees nie. So sê Jesus Christus. My broer en my suster, en as dit dan vrot is, waar ek en jy wegstap, as my en jou teenwoordigheid in hierdie wêreld dit vrot maak, dit sleg maak, dit laf maak, dan beteken dit ek en jy het iewers 'n keuse gemaak om vir God te sê, staan op sy.
Tensy Jesus gejok het. Ek twyfel. Nee, ek twyfel nie, ek weet. Jesus sal nie gejok het nie. En hy sê, julle is sout. Julle gee smaak. Weet jy hoeveel mense is daar wat trots is op die feit dat ek is maar 'n bietjie moeilik hoor. Ja, ek is maar kwaai, né? Wel, dit sê iets van jou. Dit beteken Jesus het hier van jou gepraat nie. Want Jesus sê, julle is sout, julle gee smaak, julle keer verrotting, julle maak dit beter. Julle is toegewy aan God. Julle is die sout vir die aarde. Jy sien, as volgelinge van Jesus is dit wat ons geword het toe ons kinders van God geword het. Ons is dit. Jy kies om dit nie te wees nie. Jy kan nie kies om sout te wees nie. Jy kies net om 'n kind van God te wees. Dit maak jou sout. Maar jy kan kies om dit liewer nie te wees nie. Dan praat jy soos jy wil, doen jy soos jy wil, nie soos God wil nie. Dis 'n keuse. Jy sien, ek en jy moet net aanhou kinders van God wees, aanhou sout wees, aanhou gehoorsaam wees aan ons Pa, aan ons hemelse Vader, wat die reëls maak. Ons hoef nie doelbewus te probeer sout wees nie, ons net kinders van God wees, dan gee ons smaak. Hoe kan dit sê? Hoe kan Jesus dit sê? Het jy al te doen gekry met iemand wat vars vergewe is vir dit wat hy of sy verkeerd gedoen het, waaroor hulle opreg jammer was? Het jy al gesien hoe tree sulke mense op? Met dankbaarheid teenoor God, met dankbaarheid vir genade, met liefde omdat God eerste lief gehad het en omdat hulle nou kinders van God is. Dit kan nie anders nie. As dit anders is ons nog nie daar nie. Ja, neem nie wat se nonsens praat jy nou. God se nonsens. Jy sal nie die eerste een wees wat dink die God se wysheid is mense dwaasheid en mense dwaasheid is God se wysheid nie. Dis hoe dit werk. My broer en my suster, ek en jy sou moet let na ons lewe. Ons het gekyk en Jesus het gesê die reëls het nou 'n bietjie verander, né? En toe die Jode sien hoe die reëls verander, toe sê hulle hierdie is nie vir ons interessant nie. Hierdie verlosser, Here wat hy gestuur het, ons hou nie van hom nie. Dis nie vir ons lekker genoeg nie. Nee, ons gaan iemand anders soek. En hulle soek tot vandag toe. Die ortodokse Jode soek nog hulle Messias. Want Jesus is nie vir hulle genoeg nie. Hy is nie opwindend genoeg nie. Hy het op 'n donkie in 'n stad ingery in plaas van op 'n wit perd met 'n swaard in die hand. En dis nie wat hulle wou gehad het nie. Maar my broer en my suster, omdat Jesus minder is as wat hulle wou gehad het, mis hulle die koninkryk. Tensy hulle self aan al God se reëls kan voldoen, wat nie moontlik is nie. Is jy sout? Is dit beter waar jy verbygaan? Is dit smaakvol waar jy verbygaan? God het 2 reëls. Jy moet hom lief hê met jou alles en jou naaste so lief as wat jy jouself het. Is dit waar van jou lewe, my broer en my suster, want dan is jy sout. Wanneer verander presies gen dit wat jy vir jouself vra, dan is jy sout. Wanneer jy ook alles wat jy nie vir iemand anders wil gee nie van jouself afsny en weggee, dan is jy sout. Want jy sê, ek gee jou wat ek myself vra. Dan gee jy smaak. Hierdie selfde beginsel sit in die betekenis van die beeld van lig wat Jesus gebruik. Jesus sê, julle is lig, dis julle identiteit as julle in my is. As beskuit in koffie is en jy haal dit uit, kan jy die koffie nooit weer daar uitkry nie. Nooit. As jy in Christus is, gaan die lig nie uit jou uitgepad nie. Nooit. Dit kan nie.
Want Jesus se lig kan nie gedoof word nie eers die hel kon dit doen nie. So die vraag is, as jy nie lig is nie, is jy dan nie in Jesus nie? Het jy dan gekies om nie deel te wees van Jesus Christus nie? Is Jesus Christus nie vir jou genoeg nie? Moet daar 'n triek of 'n toertjie bykom? Kies ons dan soos die Jode om te sê, ons sal maar wag vir 'n volgende ronde, hierdie Messias lyk nie presies soos wat ons wou gehad het nie? Want hy is lig. En die donkerte kan nie naby hom leef nie, wees nie, staan nie. Jesus sê, as hy vir die disippels daar op die berg verduidelik, dan sê hy, lig verdryf die donkerte. Hy sê, dis soos 'n stad bo op 'n berg, of 'n lamp binne in 'n kamer. Jy kan nie anders as om dit te sien nie. Jesus sê, as jy aan my behoort, kan die wêreld nie anders as om dit te sien nie. My broer, my suster, kan die wêreld sien dat jy aan Jesus Christus behoort? En eintlik moet jy nie self antwoord nie, die wêreld moet antwoord. Hulle moet vertel wat hulle in jou sien. Want as jy nie sout en lig is nie, behoort jy nie aan Jesus Christus nie, so sê die woord van God. Die hoorders van Jesus het verstaan wat beteken dit van hierdie lig wat uitgestraal word. Ek en jy weet, ons kan hierdie lig self opwek nie. Ons is kinders van die donkerte, wat deur God aangeneem is, en kinders van die lig geword het. Omdat ons families geruil het. Omdat ons nou aan 'n nuwe gesin behoort. En daarom het ons 'n nuwe van gekry. Waar ons van donker was, is hy nou lig. Want God het ons aangeneem. En nou weerkaats ons God se lig. Want God is teenwoordig in kinders van God se lewe. Dit beteken ongelukkig nie, het gaan altyd alles maklik wees nie. Dit beteken nie dat alles wat jy moet doen van self gaan kom nie. Dit beteken dat jy weer gaan moet kies om aan God te behoort. Dit beteken dat daar waar jy loop, daar waar jy werk, daar waar jy speel, daar waar jy geniet, jy moet kies, vandag wil ek Jesus vir hierdie wêreld wys. Vandag wil ek smaak gee aan hierdie geselskap. En dit moenie 'n bitter smaak wees nie. Vandag wil ek die lig wees, waar mense besig is om die donker of aan die donker vas te hou. En dit berus by 'n keuse. Nie 'n keuse om lig te wees of 'n keuse om sout te wees nie, by 'n keuse om aan God te behoort. Dis al keuse wat jy het. Jy het nie die keuse oor lig en smaak nie. Dit gaan saam kind van God wees. Jy het 'n keuse of jy God se kind wil wees. Dis die keuse wat jy het. Die res kom van self. Julle is sout. Julle is lig. Want julle behoort aan God. Jy sien, as God so deur ons skyn, druk ons nie hierdie lig onder 'n maatemmer, sodat dit lekker donker kan wees en almal kan rondval en hulle self stamp en verdwaal nie. Dan maak ons dit beter. Maak jy dit beter? As iemand wat met jou te doen kry, stap hy van jou weg en sê, wow, dis nou beter. Want dat lig daarop geskyn. Dit smaak nou beter. Want dat sout bygekom. Jesus sê alle Christene doen dit. Leef dan sodat mense julle lig kan sien, julle sout wees kan proe. Want as hulle julle goeie werke sien, sal hulle julle Vader in die hemel verheerlik. So het Jesus gesê. Het God vir jou genoeg gedoen dat jy wil hê dat ander mense hom moet verheerlik? Leef dan sodat hulle God in jou kan sien. Wees dan sout en wees dan lig. Sout wees en lig wees gaan dus oor ander mense, oor die invloed wat ons het op dit rondom ons. Ons roeping in en vir die wêreld. Hoe ons die lewe verander moontlik maak, dit verander aangenaam maak, dit smaak gee, dit lig gee.
Mense moet dit kan raak sien, want daardeur getuig julle van God se goedheid en sy guns. En sout is nie sout ter wille van sout self nie, maar ter wille van dit waarmee dit gemeng word. En die lig wat skyn, gaan nie oor jou om te sien, dit gaan oor ander om God se lig te kan sien. My broer en my suster, dit gaan nie oor onsself nie. Dit het nog nooit, dit gaan oor God. En dan sê God ons is belangrik, en dan sê ons en ander mense net so belangrik soos ons. Onthou julle dat dit is hoe Jesus dit verduidelik het, God bo alles, jou naaste soos jouself. Dis wat dit beteken. Gee jy smaak. Ons doen goed, ons gee om, ons leef soos wat die bergrede dit uitgespel het, terwyl ons onbewus van onsself is, terwyl ons dankbaar is vir God. Dis daarom dat Jesus later in dieselfde preek waarsku en sê, moenie goed doen ter wille van jouself en jou beeld nie. Hy sê, dan word jou goed doen skynheilig en vals. Moenie dat die een hand weet wat die ander een doen nie, sê hy. En presies hierin sit ook die verskil tussen die Ou Testamentiese wette, hoe dit verstaan is en hoe die nuwe grondreëls van Jesus Christus se koninkryk verstaan moet word. Die inhoud van die wet het nie verval nie. Jesus kom gee nie 'n nuwe wet nie, hy kom vervul eintlik die betekenis van die ou wet. Hy kom maak dit volmaak. Die ou interpretasie van die wet het gaan oor dit wat jy deur wetsonderhouding wou bereik. Die beloning was vir jouself. Ou Testamenties is ons benadering gewees, of was die mense se benadering. Ek doen goeie werke sodat God vir my goed is, sodat God my moet seën, sodat ek nie hel toe gaan nie, sodat. Die nuwe wet van God sê, ek doen goeie werke omdat ek nie anders kan nie. Omdat dit my nuwe identiteit is. Omdat ander moet kan sien hoe God lyk, en ek is sy beeld. Omdat ander se lewens beter moet smaak, omdat hierdie wêreld nie smaakloos moet wees nie. Omdat ek 'n dankoffer aan God verskuldig is, vir wat hy vir my gedoen het. Omdat, nie sodat nie. Sout wees en lig wees is daarom nie prestasies nie. Dit gaan jy sodat God deur sy gees in my kom doen, oor dit wat ek God toelaat om in my te kom doen. Spontaan, elke dag, oral, om te wees wat ek is as volgeling van Jesus Christus. Ons gebruik so maklik hierdie mooi woorde. So kou sousies wat ons oor alles gooi. Maar die liefde van God, dis al wat nodig is. Leef jy die liefde van God? Wys jy die liefde van God? Gee hierdie uitleef van God se liefde smaak aan die wêreld rondom jou? Of moet God jou ook maar uitgooi? Weggooi? Kom ons wees wat ons is. As jy in Christus is, wees dan sout en wees lig. Moenie kies om dit nie te doen nie. En kom ons doen dit met vreugde. Ons is sout. Ons is lig. En dis genoeg. God vra nie meer nie. Gaan wees sout en gaan gee smaak. Gaan wees lig sodat die wêreld kan sien. Want vir God is jy op jou beste genoeg. Maar as die sout laf geword het, dan is niks anders werd as dat God jou weggooi nie. Wees sout, wees lig. Amen. Kom ons bid saam. Here, mense versmoor in hulle pyn. Eensaamheid en wanhoop dreig om hulle te oorweldig, omdat hulle U nie kan sien nie.
Waar is God, skreeu hulle. Wys hom vir ons. As hy bestaan, wil ons hom sien. En al wat ek kan sê is, as jy God wil sien, kyk na die mense wat aan hom behoort. Hy leef in sy kerk. Sy kinders is sy liggaam op aarde. Maar Here, terwyl ek dit sê, onthou ek Friedrich Nietzsche se woorde. Sy kinders sal meer na hom moet lyk as hulle wil hê ek moet in God glo. As ek maar mense soos Moeder Teresa van Calcutta of Dietrich Bonhoeffer of Albert Schweitzer vir hulle kon wys, moderne heiliges, mense wat u liefde prakties uitgeleef het, dan sou dit hulle kon oortuig. Kyk na haar, sou ek kon sê, of kyk na sy lewe, so lyk God, hulle werk saam met God. Maar Here, hierdie mense leef nie meer nie. Wat sê u, Here? Dat ek leef? Dat hulle na my kyk? O Here, help my, dat hulle sout sal proe en lig sal sien. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Hemels Vader, u woord leer ons dat as ons in u glo, as ons Jesus Christus aanneem as ons verlosser en saligmaker en hom gehoorsaam volg, dan is ons u kinders. Dan is ons lig. Dan is ons sout. Here, ons wil vanoggend met ons offer aan u kom sê, daar's nog iets wat ons is. Ons is ook dankbaar. Dankie, Here. Amen. As ons nou in die Rooms-Katholieke kerk was, ek nou daar agter by die hokkie wou gaan sit het en gesê het, Vader, ek het gesondig, en dan sê hy gesê, gooi R20 in en moenie weer nie, of R50, ek weet nie wat die prys deesdae nie, maar
toe George vir my vra, George kies die liedjies as ek preek, want hy doen dit beter as ek. Hy vra in die week vir my, kan ons hiermee afsluit? En ek sê, George, waar kry jy hierdie? Ek het nie geweet dat we staan so twinkie nie. So, dis vir my niet. Maar George, dankie vir jou moeite wat jy altyd doen, om ook te gaan soek onder dit wat nie bekend is nie. Ek het altyd net die bekennis gesoek het. So, ons waardeer het, maar kom ons antwoord op die woord van die Here met lied 539, ons gaan daarvan vers 1, 2 en 3 sing, 10 meisies met 'n lampe. Kom ons kyk. Kind van God, wees gereed, wees voorbereid, wees wys. Kind van God, jy is nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou, presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou, daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God, deur die genade van Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Amen.